Welkom. Vandag delf ons 'n bietjie dieper in die wêreld van Pilates toerusting. Ons kyk spesifiek deur die oë van 'n kenner, Carolyn Burger de Femje. Ons sal sommer sê CBF. Ons het sulke lekkere uittreksels uit 'n onlangse onderhoud met haar gekry. Ja, sy was mos nou net by die 2025 Parys Fitness Expo en dit klink of die groot ding daar, vir haar althans, Merrithew Pilates toerusting was. Veral daai bekende een, die Reformer. Jy weet, die glybank met die vere. Presies. So, dis ons bronne vir vandag. En ons plan. Ons wil probeer uitfigure hoekom sy so passievol is oor juis Merrithew. Wat die mark, sy beskryf dit as 'n arena, né? Almal probeer aandag trek. So, wat maak Merrithew dan spesiaal vir haar? Sy gebruik nogal 'n interessante woord. Sy praat van die Reformer nie net as 'n masjiene nie, maar as 'n vernoot. Dis nogal iets, en dis wat ons wil verken. Wat beteken sy met goed soos biomeganiese logika en hierdie idee dat 'n masjien saam met jou lyf kan groei? Goed, kom ons spring sommer dadelik weg. Daai expo in Parys. Wat was die vraag wat mense heeltyd gevra het oor die toerusting? Wel, dit lyk my die een vraag wat oor en oor opgekom het, was: hoekom Merrithew? Hoekom bo die ander handelsmerke? Die mark is blykbaar nou vol pogings om te beïndruk, klere, skerms, allerlei nuwe goeders. Maar CBI se antwoord, dit kom elke keer terug na iets anders. Wat dan? Samehang en daai biomeganiese logika, nie net 'n mooi prentjie of die nuutste foefies nie. En dis interessant, sy voel die goed wat haar 25 jaar gelede al oortuig het, is vandag nog net so belangrik. In 'n bedryf wat so blitsvinnig verander, is dit nogal, ja. Absoluut. Sy praat spesifiek van stabiliteit, presisie en daai gevoel van vloeibaarheid. Vir haar het daai kerneienskappe nie oud geraak nie. Sy sien Merrithew as 'n handelsmerk wat deurdag ontwikkel, wat saam met die liggaam se regte behoeftes groei en nie net die nuutste gear najag nie. OK, kom ons pak daai een idee eerste aan. Hoe kan 'n masjien, jy weet 'n stuk metaal en hout, saam met die liggaam groei? Dit klink amper lewendig. Wel, dit gaan oor die masjien se sy ingeboude aanpasbaarheid. CBA verduidelik die hele ontwerp, hoe die vere werk, daai weerstand, hoe glad die wa, die bewegende platform, loop, selfs hoe hoog hy van die vloer af is, als is so ontwerp. Dat dit jou kan volg. Ja, dat dit jou kan ondersteun deur heeltemal verskillende fases. Soos wat, byvoorbeeld? Gee ons 'n idee. Jy kan dieselfde Merrithew Reformer gebruik vir baie sagte, ondersteunende rehabilitasie na 'n lelike besering, regtig fyn werk. En dan, jare later, kan dieselfde persoon op presies dieselfde masjien klim vir, sê maar, hoë intensiteit plofkragoefeninge, of om baie diep te werk aan soepelheid. Dis 'n kontinuïteit wat sy sê nogal skaars is. En sy stel dit teenoor 'n ander masjiene wat dalk nie so lank hou nie. Ja, presies. Sy sê baie masjiene lyk dalk goed as hulle nuut is, maar na 'n paar maande se harde werk begin jy goeters hoor. Vibrasies, kraakgeluide. Dit voel net nie meer so soliede nie. Die Merrithew, volgens haar, bly getrou. Hy bly voorspelbaar. En dis grootliks oor die konstruksie, daai stewige bou en die kwaliteit van die vere. So dis 'n masjien wat jou nie in die steek laat nie. Maak nie saak hoe jou oefening verander nie. En daai betroubaarheid, dis seker die basis vir vertroue. Sy sê mos dis kritiek in Pilates. Ja, nee, absoluut. Sy hamer daarop. Vertroue in jou toerusting is fundamenteel. Jy moet kan staatmaak op hoe die masjien gaan reageer. Dit moet voorspelbaar wees, sodat jy jou kop by jou lyf en die beweging kan hou, sonder om onbewustelik reg te maak vir wat die masjien dalk gaan doen. Dit bring ons by 'n ander ding wat sy baie beklemtoon. Die gewig, die stabiliteit van die Merrithew Reformer. Hoekom is 'n swaar masjien beter? Dit klink amper verkeerd vir iets wat moet help met vloeiende beweging. Ja, dit klink vreemd, né? Maar dis heeltemal doelbewus en die rede is nogal fascinerend. CBF verduidelik daai swaar, soliede raam keer die mikro-oscillasies, daai piepklein, amper onsigbare vibrasies wat deur 'n ligter masjien kan loop as jy beweeg. En hoekom is daai klein vibrasies 'n probleem? Want hulle kan jou propriosepsie de mekaar krap. Jy weet jou liggaam se interne sin, hoe jou brein weet waar alles is sonder om te kyk. As die oppervlak waarop jy werk selfs nie effens beweeg of onstabiel voel,
begin jou brein outomaties kompenseer. Jou spiere werk verkeerd, jou stabiliseerders raak te mekaar. En daai fyn doelgerigte bewegings wat pilates is, word vaag, onduidelik. So die gewig is nie net gewig nie. Dis eintlik besig om jou brein se persepsie te help. Dis nogal 'n gedagte. Swaartekrag wat beweging duideliker maak. En dit pas by wat sy sê. 'n Stabiele basis bevry mobiliteit. Korrek, want as daai fondament rotsvas en betroubaar voel, kry jou senuweestelsel die sein. Dis veilig hier. Jy kan maar beweeg. Dit laat jou toe om met meer vryheid, meer beheer, meer omvang te werk. Die stabiliteit anker jou in die ruimte, sodat die lyf presies kan doen wat hy moet. En natuurlik, die praktiese kant is, dit beskerm ook die masjien self. Dis 'n belegging wat langer hou. Vir iemand wat nog nooit 'n Merrithew Reformer van naby gesien het nie, hoe beskryf sy hoe dit lyk en voel? Hoe voel dit om een te gebruik? Sy gebruik woorde soos sober, harmonies, anker argitektonies. Die lyne is skoon, nie 'n klomp onnodige fiteriasies nie. Die hoeke en die kurwes van die raam, die voetstang, daai ding waarteen jy jou voete of hande sit en die skouerkussings, alles is ontwerp om jou liggaam se natuurlike houding te ondersteun. En die fisiese ervaring, hoe voel dit? Prakties beteken dit, daai die glyplatform, loop ongelooflik stil en glad. Die voetstang verstel met 'n duidelike ferm klik. Jy weet hy's vas. Die bande en katrolle, daar's geen speling nie. Hulle reageer dadelik. En die materiale, dis ook belangrik vir daai gevoel. Sy praat van die soliede hout. Dis mos dikwels esdoring of eikehout. Dit voel warm, natuurlik. Dan die metaal, die gepoleerde aluminium of staal, wat presisie in kwaliteit wys. En die skuim in die kussings, dis hoë digtheid. So dis gemaklik, maar jy sink nie weg nie. Dit moet ondersteun. Selfs die tekstuur van die bekleedsel, daai vinyl, is uitgedink. Dit moet genoeg grip hê sodat jy nie gly nie, veral as jy sweet, maar dit moenie skaaf of beweging keer nie. Elke liewe detail, voel sy, respekteer jou liggaam se biomeganika. Dit klink regtig of elke stukkie ontwerp is om die liggaam te help, nie om die masjien self te laat uitstaan nie. Hoe vergelyk hierdie soberheid met wat sy die bling en die vinnige beloftes in die res van die mark noem? Sy het 'n fantastiese term daarvoor, meganiese eerlikheid. Dit sê alles, né? Sy sê terwyl baie ander apparate probeer verkoop met skreeuende kleure of bykomstighede wat dalk nie veel doen nie, of groot beloftes van kitsresultate, bly Merrithew net getrou aan suiwer, eenvoudige biomeganiese beginsels. En die vere is 'n goeie voorbeeld daarvan. Ja, die vere is perfek. Dis nie sommer net enige vere nie. Hulle is spesifiek gekalibreer volgens fisiologiese spanningskurwes. Wat dit basies beteken, is die weerstand wat die veer gee, raak geleidelik en voorspelbaar swaarder soos jy hom rek. Dit volg hoe jou spiere natuurlik werk, baie beter as vere wat skielik ruk of ongelyk voel. Dit klink dalk tegnies, sy sê, maar dis juist daai presiese kalibrasie wat help om beserings te keer, wat beweging glad maak en wat jou toelaat om regtig te voel wat jou spiere doen. So daai meganiese eerlikheid is amper soos 'n etiese ding nog voor die ekologiese punt wat sy later maak. Die masjien koel nie, hy bly getrou aan hoe die liggaam werk. Dis 'n uitstekende manier om dit te sien. Ja, integriteit in die ontwerp. En sy sê hierdie benadering het nie oornag gebeur nie. Daar's meer as 30 jaar se navorsing en ontwikkeling en terugvoer van instrukteurs en terapeute agter dit. Dis soos sy dit noem, 'n culture van bewegingswetenskap. Nie net 'n produk wat kom en gaan nie. Dit laat my wonder, hoe affekteer hierdie fokus op die masjien se kwaliteit en eerlikheid dan die onderrig self? As jy nou 'n instrukteur is, maak dit regtig so groot verskil watter fabrikaat reformer jy gebruik? Volgens CBF 'n fundamental verskil. Sy reken 'n presiese betroubare reformer maak die hele proses van klas gee baie duideliker, meer effektief. Dink daaroor. As sy vir 'n student sê, iets subtiel soos verleng jou ruggraat opwaarts sonder om jou neutrale bekken te verloor, dan moet die student daai aksie, daai stabilisering in hul eie lyf kan voel. En 'n swakker masjien kan daai gevoel besoedel. Presies. As die wa onder hulle skud, of die vere se weerstand is ongelyk, of die bande rek te veel, dan raak daai fyn terugvoer deurmekaar.
Die brein kry gemengde seine. Die student sukkel om te weet, is dit ek wat dit doen of is dit die masjien? Die boodskap van die instrukteur en die boodskap van die liggaam self raak verlore in die geraas van die masjien. So sy beskryf die metafoor amper as 'n verlengstuk van die instrukteur se arm. Ja, sy sê selfs die masjien vertaal haar woorde in 'n gevoel vir die student. Dit word amper 'n taalinstrument wat die liggaam help om die beweging te verstaan. Haar aanhaling daaroor is sterk. Die reformer onderrig saam met my. Dis nogal 'n ding, die masjien as 'n aktiewe onderwyser, nie net 'n stuk gereedskap nie. Dit plaas daarom baie verantwoordelikheid op die kwaliteit, want 'n swak vernoot kan jou mos kniehalter. Dis presies haar punt. Die kwaliteit van daai driehoek student, instrukteur, apparaat hang krities af van die apparaat se vermoë om eerlike, duidelike terugvoer te gee. Sy sê ook studente voel self die verskil. Veral die wat dalk deur platforms soos ClassPass by verskillende plekke oefen op verskillende toerusting. Watter soort terugvoer kry sy van hulle? Die mees algemene ding wat sy hoor, sê sy, is eenvoudig. Ons voel goed op 'n marathon. Maar as sy bietjie dieper krap, kom die eintlike rede uit. Ons kom hierheen terug omdat ons veilig voel. Studente merk dit op, bewustelik of nie. Die wa skuif nie onnodig nie. Die vere se spanning is voorspelbaar. Die glyaksie is konstant, glad en stil. En daai gevoel van veiligheid, dis nie net lekker nie, dis eintlik nodig vir vordering. En dit bou lojaliteit. Absoluut. Daai basiese meganiese vertroue, die wete dat die ding onder jou stabiel gaan wees, dit laat jou senuweestelsel ontspan. En as die liggaam uit daai onderliggende spanning van onsekerheid kom, dan word vordering bevry. 'n Student wat nie bang is vir 'n skielike ruk of gly nie, sal meer waag. Hulle sal dieper asemhaal. Hulle leer vinniger. Daai gevoel van fisiese en sielkundige gemak en veiligheid, dit kweek 'n diep lojaliteit by kliënte wat daai verskil gevoel het. Nou, CBF's bestuur self 'n groot ateljee in Parys. Die bronne noem 14 reformers, plus al die ander Merrithew goed soos die Stability Chair, die Barrels, die Cadillac. Is dit nie bietjie oordoen nie? Sy sien dit glad nie so nie. Vir haar is dit deel van 'n pedagogiese logika. Elke tipe apparaat in daai Merrithew ekosisteem bied 'n effens ander uitdaging of ondersteuning of fokus. Die reformer is dalk die veelsidigste. Die chair daag jou balans uit. Die barrels fokus op jou ruggraat se buig en strek. Die Cadillac gee die meeste ondersteuning, maar ook die wydste reeks moontlikhede. So die verskillende masjiene werk saam, soos 'n stelsel wat die student help. Ja, presies. Met so 'n reeks Merrithew toerusting, wat almal dieselfde ontwerpfilosofie en kwaliteit het, kan sy studente maklik skuif van een na die ander soos hulle vorder, of soos hulle behoeftes verander. En hulle verloor nie daai fundamentale gevoel van stabiliteit en presisie nie. Hierdie samehang, sê sy, skep 'n ritme, amper 'n musiek van die liggaam in die ateljee. En dit bou studente se vertroue, want hulle voel die konsekwensie. Dit moedig hulle aan om nuwe goed te probeer, hul praktyk te verdiep. Dit skets 'n prentjie van die ateljee as 'n regtig deurdagte leeromgewing, nie net 'n klomp masjiene nie. Dis interessant dat sy nou ook vir haarself 'n privaat ateljee in Tunesië inrig, en sy noem sy gaan Black Friday specials gebruik. Dit wys hoe diep haar eie oortuiging lê. Maar die praktiese vraag: wat van nuwe instrukteurs, kleiner ateljee's? Wat as jy nie dadelik 'n duur Merrithew kan bekostig nie? Haar raad is baie prakties, baie aanmoedigend. Sy sê, begin waar jy kan. As jy moet begin met 'n goedkoper, dalk selfs tweedehandse reformer van 'n ander maak, doen dit. Gebruik hom, oefen, gee 'n klas, bou jou kliënte, slyp jou vaardighede. Moenie dat die prys van toptoerusting jou keer om te begin nie. Maar, en dis die sleutel, hou Merrithew as die doelwit. Sy gebruik 'n goeie vergelyking daarvoor, nie? Ja, die motorvergelyking. Jy begin dalk met 'n basic klein karretjie. Betroubaar, kry jou van A na B, funksioneel. Maar jy droom dalk van daai groter, stewiger sedan. Nie noodwendig vir status nie, maar vir die gevoel van stabiliteit op die pad, die gemak, die beter padhou vermoë, die algehele plesier en vertroue. Die high-end reformer, soos 'n Merrithew, is dieselfde idee. Dis 'n belegging in jou toekoms as instrukteur, in die kwaliteit van jou klas gee, en jou kliënte se veiligheid en vordering, in 'n langtermynbenadering wat op kwaliteit gebou is. Dis goeie raad.
Prakties, maar met 'n visie. Speel die voorkoms, die estetika, ook 'n rol in dit anders, behalwe nou die funksie? Absoluut. CBF glo sterk dat ontwerp 'n direkte invloed op ons sielkunde het, op ons gedrag. 'n Mooi, goed ontwerpte, elegante voorwerp. Dit nooi onbewustelik respek uit. Sy sê sy sien dit. As 'n student op 'n regtig elegante, goed versorgde reformer gaan lê, is hulle geneig om sommer van self 'n bietjie regopper te sit, hul postuur aan te pas, asof hulle instinktief waardig wil wees vir die voorwerp. Dit skep 'n atmosfeer van aandag en sorg. En vir die ateljee se beeld? Dit tel natuurlik baie. Daai estetiese samehang, die sigbare kwaliteit, die detail. Dit sê vir die kliënt, hier word aan alles gedink. Hier word kwaliteit ernstig opgeneem. Dit help om 'n kliëntebasis te lok en te hou wat daai vlak van sorg waardeer. Mense wat dalk meer veeleisend is, maar ook baie lojaal as hulle daai kwaliteit kry. Ons het vroeër gepraat van meganiese eerlikheid as 'n soort integriteit in die funksie, maar sy praat ook spesifiek van duursaamheid as 'n etiese punt. Hoe pas dit in? Ja, sy voel baie sterk daaroor. Vir haar is 'n duursame masjien inherënt 'n meer ekologiese keuse. Toerusting wat gemaak is om dekades te hou, nie net 'n paar jaar nie, verminder mos afval, die nodigheid om heeltyd te vervang. Sy noem haar eie Marathon reformers. Partye is ouer as 10 jaar, word elke dag hard gebruik. Hulle werk nog perfek, die vere is reg, die waal loop stil, die raam is solid. Dit verteenwoordig vir haar 'n dieper filosofie van die langtermyn, onderhou, versorg, herstel as dit moet, eerder as die weggooi kultuur wat ons so baie sien. En sy koppel hierdie idee van duursaamheid direk aan Pilates self. Ja, sy glo dat die ideaal om 'n masjien wat sy herstel, selfgemaak moet wees, sodat elke komponent goed kan onderhou en gesond om al sy lewensbestand te hou. Presies, Pilates in sy kern gaan oor respek. Respek vir die liggaam, respek vir die leerproses wat tyd vat, bemeestering wat oor jare kom, geduld. Dit sou vir haar heeltemal teenstrydig voel om hierdie beginsels te probeer oordra op toerusting wat ontwerp is om wel weggooibaar te wees of wat vinnig agteruit gaan. Om te bely in duursame, hoë-kwaliteit toerusting, sê sy, is om te bely in pedagogiese en menslike samehang. Die medium moet die boodskap reflekteer. Dit voeg nog 'n laag by. Die keuse van toerusting wys die kernwaardes van die ding self. Dit alles sê vir my, haar keuse vir Marathon gaan baie dieper as net die specs of die naam. Daar's duidelik 'n hele filosofie agter dit. Definitief. Vir CBF is Pilates amper 'n etiek voordat dit net 'n oefenmetode is. Sy glo elke element van die ervaring, die instrukteur se stem, hoe asemhaling begelei word, die musiek of stilte, die lig en ja, vir al die masjiene, alles moet dieselfde boodskap van samehang, integriteit en respek oordra. En die Marathon reformer dra daai boodskap vir haar. Ja, dit verteenwoordig vir haar 'n soort getrouheid. Getrouheid aan die liggaam se regte behoeftes, getrouheid aan die tyd wat dit vat om beweging te bemeester en getrouheid aan die waarheid van die beweging self. Sy sê sy wil eenvoudig nie klas gee op masjiene wat amper reg voel nie, of wat die gebruiker floos nie. Sy wil masjiene hê wat die waarheid praat, deur al presiese, eerlike terugvoer, want dis wat studente uiteindelik soek, glo sy, 'n eerlike ervaring van hul eie lyf, nie 'n kunsmatige gevoel van prestasie nie. Hoe sien sy dan die toekoms? Veral met tegnologie wat so inkom in die fitnesswêreld. Sy sien dit definitief kom, dinge soos sensors, digitale koppelvlakke wat terugvoer gee oor hoeke of spieraktivering. Sy dink dit kan help met onderrig as dit reg gebruik word. Maar sy het 'n baie belangrike waarskuwing. Tegnologie moet nooit die student se eie interne sensasie vervang nie. Daai praktyk van innerlike luister. Dis 'n belangrike punt in ons tegnologiese wêreld om nie daai innerlike kompas te verloor nie. Ja, die gevaar is ons begin te veel staat maak op die data op die skerm en ons verloor voeling met die subtiele, maar kritiese boodskappe van ons eie lyf. Sy vertrou egter dat 'n handelsmerk soos Marathon met sy diep wortels in biomechanika volwasse genoeg is om innovasies te integreer op 'n manier wat help, sonder om die siel van die apparaat, daai presisie, stabiliteit en amper meditatiewe stilte te verloor, want die liggaam se basiese behoeftes, sê sy, bly dieselfde. Hy soek helderheid, hy werk met swaartekrag,
Hy hou van goeie asemhaling. As hy Merrithew se kern in een frase moes vasvang, wat sou dit wees? Sy het dit so gestel: die presisie vir persoonlik. Sy brei uit: dis 'n masjien wat jou nie kil nie, wat mooi oud word soos 'n goeie instrument, wat self 'n soort postuur, 'n integriteit het en, die belangrikste, 'n masjien wat jou toelaat sessie na sessie, jaar na jaar om weer daai selfde regte akkurate gevoel te vind. Sy gee ook spesifiek erkenning aan die stigters Lindsay en Moira Merrithew vir hul visie. Die feit dat die oorspronklike ontwerpe, met aanpassings natuurlik, steeds relevant is. Dis vir haar die ware luukse, om nooit daai beginpunt se kwaliteit te verraai nie. Goed, kom ons trek die drade saam van hierdie diep kyk na die Merrithew Reformer deur CBF se oor. Ons het gehoor hoe stabiliteit mobiliteit bevry deur daardie proprioseptiewe helderheid te gee, hoe die presisie duidelike onderrig ondersteun en die masjien 'n vernoot maak. Hoe duursaamheid nie net prakties nie is nie, maar ook 'n etiese keuse wat by Pilatus pas. Ons het gepraat oor die deurdagte ontwerp wat funksie en gevoel dien en die dieper filosofie van getrouheid aan die waarheid van beweging. Ja, die kernboodskap wat sterk deurkom, is die van die reformer as baie meer as net toerusting. Dis amper lewendig beskryf. 'n Vernoot wat presisie verpersoonlik, wat nie kil nie, wat die instrukteur en die student saamhelp om die waarheid van die gebaar, die regte manier van beweeg te vind en te voel. Vir jou wat luister, dink 'n bietjie aan die toerusting wat jy gereeld gebruik. Vir oefening, werk, dalk 'n stokperdjie. Hoe beïnvloed die ontwerp, die kwaliteit, die gevoel daarvan, jou ervaring, jou veiligheid, jou resultate, jou genot? Voel dit soos 'n regte vernoot wat jou help groei? Of voel dit maar net soos 'n stuk gereedskap wat jy moet gebruik? En om aan te sluit by CBF se gedagtes oor die toekoms. Daai waarskuwing oor tegnologie wat dalk sensasie en innerlike luister kan vervang. Terwyl tegnologie ons spoorsnyers, ons apps, ons slim masjiene al hoe meer deel word van hoe ons oefen, hoe maak jy seker jy bly ingeskakel by jou eie liggaam se terugvoer? Hoe balanseer jy die nuttige data van buite met die dieper wysheid wat net jou eie lyf jou kan gee? Dis beslis iets om oor na te dink. Dankie dat jy ingeskakel het vir hierdie verkenning van die Merrithew Reformer en die filosofie daarachter. Tot volgende keer.